Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue het saam met hulle dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het nie die vroue geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Liewe broer en suster, dis 'n voorreg om vir jou vanoggend te groet in hierdie woorde van Lukas 24, wat die opstandingsgebeure, daardie ervaring van die vroue daardie Sondagmôre by die leë graf van ons Here Jesus Christus beskryf. En dis 'n voorreg om dan vanoggend vir jou te kan groet met hierdie belydenis wat Christene 2000 jaar lank al bely teenoor die wêreld. Hy leef, hy het opgestaan. Hy lewe, hy het opgestaan. En wat 'n wonderlike voorreg dat ons vanoggend in die teenwoordigheid van die lewende Jesus Christus is. Dat ons mag weet dat hy is die lam van God wat geslag is ter wille van elkeen van ons, maar dat hy ook die leeu van Juda is, die oorwinnaar, die een wat sit aan God se regterhand, aan wie al die mag en die autoriteit behoort tot in alle ewigheid. Dis 'n voorreg om op hierdie opstanding Sondag, so ook die opstanding van die Here Jesus Christus vir 'n paar oomblikke saam met jou in herinnering te roep. En mag dit ook vir jou 'n bemoedigende geleentheid wees. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Liewe broer en suster, ons staan hier op opstanding Sondag aan die einde van lydingstyd. En ons het die afgelope tyd hier by ons in Grimbeek Park 'n lydingsprediking reeks gehad, waarin ons so 'n bietjie saamgesels het oor die gebeure rondom die kruis van ons Here Jesus Christus. En vanoggend is ons by die absolute hoogtepunt dat ons mag weet dat hy het opgestaan. Hy het deur die dood gegaan. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk in sy hand. Hy het die mag en die autoriteit daaroor. Ons het saamgesels in hierdie reeks rondom die goddelike noodsaaklikheid van die kruis, oor die seëninge wat uit die kruis na jou en my vloei, oor die troos en die hoop wat ons in die kruis vind. En Goeie Vrydag het ons saam gedink aan 'n wêreld wat rondom die kruis staan, met daardie baie besondere posisie, dat daar genade vir mense is wat hulle sonde erken voor God, dat God versoening bewerk het vir elkeen van ons in en deur ons Here Jesus Christus. En vanoggend vier ons dan die realiteit van 'n lewende Christus, hy wat vir ons gesterf het, maar ook vir ons opgestaan het en lewe tot in alle ewigheid. Ek wil graag vanoggend so saam met jou dan ook lees uit 1 Korintiërs 15. Dis ons skrifgedeelte vanoggend en dit is die hoofstuk der hoofstukke vir my in die Bybel rondom die opstanding van ons Here Jesus Christus. En ek wil graag dan 'n klompie verse saam met jou lees. Ons gaan so die eerste 7-8 verse saam lees en dan weer so vanaf vers 12 tot en met vers 28 gaan ons saam lees. Paulus is besig om hier met die gelowiges in die gemeente in Korinte te praat en hy skryf die volgende oor die opstanding van die Here Jesus in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word ook julle gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit.
Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. En dan lees ons weer daar vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. 'n wonderlike, heerlike hoofstuk in die Bybel, wat vir ons so ietsie meer vertel en vir ons kosbare troostboodskap gee rondom die opstanding van ons Here Jesus Christus. Daar word hierdie pragtige verhaaltjie vertel van 'n seentjie in 'n klas, wat nie so skerp soos sy ander maatjies was nie, maar wat die beste illustrasie van lewe na die skool toe gebring het. Die opdrag aan die kinders in daardie klasie was om so gedurende Paastyd 'n illustrasie van lewe na die klas toe te bring. So het daar 'n dogtertjie gekom en sy het opgedaag met 'n bossie veldblomme om te sê dit is lewe. Nog 'n seentjie het daar opgedaag met 'n dragtige klein hondjie wat hy skool toe gebring het, want dit was vir hom, hierdie baba hondjies wat op pad is 'n simbool van die lewe. Hierdie seentjie het egter 'n leë vierhoutjie boksie het hy opgehou en vir sy maatjies gewys. Vir hom was dit die simbool van die lewe, as gevolg van die graf wat leeg was van ons Here Jesus Christus en die getuienis dat Jesus Christus lewe. Een van die grootste stellings wat ons as Christene maak, is dat Jesus Christus gesterf het, dat hy dood is, maar dat hy ook weer opgestaan het uit die dood. En hierdie stelling bring oor die eeue heen in besonder twee vrae na vore in die mensdom se hart. En die eerste vraag is, het die opstanding werklik gebeur? Was die opstanding 'n historiese gebeure? En 'n tweede vraag wat daarmee saamloop is die vraag, as die opstanding dan nou plaasgevind het, wat beteken dit dan nou vir jou en vir my? Het die opstanding werklik nog betekenis, al het dit 2000 jaar gelede gebeur?
En is by hierdie twee vrae waarby ek vanoggend so vir 'n paar oomblikke saam met jou wil gesels rondom die tema van sonder die opstanding is ons niks. Sonder die opstanding van ons Here Jesus Christus is ons niks. Nou liewe broer en suster, kom ons kyk so in 'n eerste beweging, gaan staan ons so vir 'n paar oomblikke stil by hierdie eerste vraag hier rondom die opstanding. En dit is die vraag, was die opstanding 'n historiese gebeure? Het dit werklik plaasgevind? En ek dink ek wil vanoggend begin om hierdie vraag vir ons te hanteer met die vraag van wat bedoel ons met die opstanding? Wat verstaan ons onder hierdie term van opstanding? Dalk moet ons begin om vir mekaar te sê wat ons nie daarmee bedoel nie. Met die opstanding bedoel ons nie dat Jesus het die kruisiging oorleef nie. Met die opstanding bedoel ons ook nie dat Jesus weer bygebring is nadat daar gedink is dat hy dood is nie. Ek dink die Engels gebruik die woord van resuscitate om weer iemand as ware by te bring wat waarskynlik dalk in 'n skyndood toestand was. Dis nie wat ons met die opstanding bedoel nie. Nee, wanneer ons oor die opstanding praat as kinders van God, dan wys dit vir ons op 'n besliste historiese gebeure dat Jesus fisiek dood was vir 3 dae en deur God sy Vader lewendig gemaak is om nooit weer te sterf nie. En dat Jesus met daardie opgestaande liggaam aan verskeie mense verskyn het voor sy hemelvaart en terugkeer na die hemel. En juis dit, liewe broer en suster, is die rede waarom baie dit feitelik onmoontlik vind om dit te glo. Selfs Thomas, as een van die disippels wat oor 'n baie lang tyd saam met die Here Jesus hier op aarde die pad geloop het, Thomas het ook hiermee geworstel. En daar is min fasette in ons geloof soos die opstanding wat so ten sterkste ontken en bevraagteken is. Ons lees in die Bybel onder andere daar in Matteus 28 vers 11 tot 15 dat alreeds in die dae net na die opstanding van die Here Jesus het die Fariseërs en die skrifgeleerdes alles in hulle vermoë gedoen om die polslag van die opstanding en die boodskap van die kerk wat die opstanding verkondig het, dit keel af te sny. Ons lees in vers 11 en 5 tot 15 in Matteus 28 hoe die soldate omgekoop is om 'n gerug te versprei dat die disippels van die Here Jesus in die nag gekom het en sy liggaam kom steel het en elders op 'n geheime plek gaan wegsteek het en begrawe het. Ook reeds in een van die vroeë gemeentes waarvan ons lees in die Bybel, naamlik die gemeente van Korinte, was daar ook diegene wat in daardie gemeente was wat die opstanding van die Here Jesus Christus bevraagteken het. En dis waarom Paulus dan ook hierdie heerlike hoofstuk oor die opstanding dan ook skryf, soos wat ons dit kry in 1 Korintiërs 15. En in vers 20 skryf hy, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En op 'n skitterende, briljante en 'n beredeneerde wyse wys Paulus hierdie gelowiges in daardie gemeente op die implikasies as die opstanding nie sou plaasgevind het nie. Hy wys daarop dat sonder die opstanding sou die geloof absoluut nutteloos gewees het. Geloof sou sonder inhoud gewees het. Dit sou maar net nog 'n mening en 'n opinie hier op aarde gewees het. Hy wys daarop dat sonder die opstanding sou die woord kragteloos wees. Sou ons geen beloftes hê om aan vas te hou in die woord nie. Sonder die opstanding, wys hy vir ons, sou ons nog steeds vasgevang in sonde gewees het. Sonder die opstanding sou ons geen uitsig en hoop by die dood hê nie. Nie op die dood van 'n geliefde of op ons eie dood nie. Ons sou geen troos hê nie. Sonder die opstanding, wys hy vir ons daarop, sou lewenskrisisse en probleme my en jou oorweldig. Sou ons geen sin in die lewe meer hê nie. En Paulus vat hierdie ontkenning van die opstanding kragtig vas in sy woorde, as hy daar in vers 19 skryf, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Vandag nog kan die wêreld nie aanvaar dat die Here Jesus Christus werklik uit die dood uit opgestaan het nie. Dit gebeur deesdae dat selfs teoloë
Onder andere ook hier in Suid-Afrika, die sogenaamde nuwe hervormers, die Jesus seminaarmanne, dat hulle wegskram van die erkenning dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ons koerante loop oor van hierdie goed. Vir die 21ste eeuse mens om te glo dat Jesus letterlik dood was en letterlik deur God uit die dood opgewek is, dis te dik vir 'n daalder. Liewe broer en suster, 'n eerste vraag. Was die opstanding 'n historiese gebeure? Dan wil ek vanoggend met my hele hart, in lyn en op grond van die getuienis van die woord, wil ek vanoggend bely, dit was 'n besliste historiese gebeure hier op aarde. En dit bring ons by die tweede vraag waarby ek vanoggend so vir 'n paar oomblikke wil stil staan. En dit is nie net of die opstanding gebeur het nie, maar watter betekenis hou hierdie gebeure van 2000 jaar gelede vanoggend vir jou en vir my in? Maak die opstanding regtig soveel saak? Of soos in die woorde van die belydenisskrifte, watter nut het die opstanding vir die gelowige? Vir die eerste gelowiges was die opstanding 'n geleentheid en 'n gebeure van enorme impak. Ons lees byvoorbeeld in die hele boek Handelinge dat Petrus en Johannes Jesus en sy opstanding oral verkondig het. Ons sien dieselfde by Paulus wat die evangelie verkondig het nadat hy tot bekering gekom het. Hy's gespot en hy's gewaarsku om nie Jesus en sy opstanding te verkondig nie. Maak die opstanding saak. Maak dit werklik enige verskil dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het? Vanuit die skrif se getuienis, liewe broer en suster, oor die opstanding, is daar verskeie redes waarom die opstanding van enorme belang is, tot in hierdie oggenduur waarin ons opstanding Sondag vier. En ek het so 3 van hierdie redes wat ek net vanoggend vir jou in die lig van 1 Korintiërs 15 vanoggend vir jou wil uitlig en net 'n paar oomblikke weer onder jou aandag bring. Die heel eerste rede waarom die opstanding vir ons van so enorme belang is, liewe broer en suster, is dat die opstanding verseker jou en my van God se vergifnis. Dit verseker jou en my van God se vergifnis. Een van die grootste gawes wat God vir jou en vir my as mens kan gee, is vergifnis. 'n Sielkundige het by geleentheid gesê dat hy die meeste van sy pasiënte sou ophou sien indien hulle verseker kon word dat hulle vergewe is. Want die waarheid is, liewe broer en suster, dat elkeen van ons dinge het wat in swakheid of in die geheim of in 'n ondeurdagte oomblik gebeur het en gedoen is. En hierdie dinge laat ons diep skuldig en skaam voel oor dit wat gebeur het. Ons gewete pla ons, dit veroordeel ons, dit treiter ons oor hierdie goede. En in plaas daarvan dat ons na mekaar en na God toe draai, en mekaar in die oë kyk en God in die oë kyk, draai ons baie keer weg en hardloop ons weg, omdat ons gewete ons pla. Juis omdat ons hierdie diep versigtiging en behoefte aan vergifnis het. Die opstanding, liewe broer en suster, word vir jou en vir my 'n realiteit. Dit word vir ons lewendig wanneer jy besef, by God is daar vergifnis. Jesus het soveel kere in sy bediening, wanneer hy met mense te doen gekry het hy vir mense gesê, jou sondes is jou vergewe. Die laaste aand toe Jesus saam met sy disippels was, en hy die nagmaal ingestel het, en hy onder andere daardie teken van wyn geneem het, die nagmaalbeker geneem het, het hy ook die woorde gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond verseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Matteus 26 vers 28. Hoor jy wat het Jesus daar gedoen? Jesus het ons vergifnis verbind met sy dood. En hy het sy disippels geleer dat hy sou sterf, en daardeur sou ons sondes begrawe word, saam met die skuld en die veroordeling wat daarmee gepaard gaan, omdat hy die prys ten volle daarvoor betaal het. Hoe kan ek en jy weet dat Jesus se dood genoeg was vir al ons skuld, ons verkeerde dade en woorde, noem hierdie goed op. Sy opstanding sê dit vir ons, dit is genoeg. Die opstanding van die Here Jesus Christus sê vir ons, dit was genoegsaam vir God om dit te aanvaar, om vir ons daarmee vergifnis te gee.
Die opstanding getuig saam met die tekens van brood en wyn wat ons Vrydag gebruik het. Die opstanding getuig saam met die woorde waarmee die Here Jesus gesterf het, tetelestai. Dit is betaal, die prys is betaal, dit is volbring. Die opstanding sê vir jou en vir my, dat dit is genoeg. Dit was genoeg, sodat God jou en my vergifnis kan gee. En dis juist wat Paulus ook hier skryf in 1 Korintiërs 15 vers 17 en 18. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sonde, dan is die wat in Christus gesterf het, verlore. Jy sien, as Jesus net gesterf het, en nooit opgestaan het nie, het ek en jy geen sekerheid van vergifnis gehad nie. Maar Christus se opstanding is die waarborg dat God ons vergewe het. En daarom kan ek en jy daagliks vanuit 1 Johannes 1 vers 9 lewe, waar ons lees dat as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 45, by Sondag 17, vra die volgende vraag. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan klink daar 'n drievoudige antwoord na vore. In die eerste plek word daar vir ons gesê, eerstens, het Jesus deur sy opstanding die dood oorwin. Hoekom? Sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kan maak. Sodat hy ons deur die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kan maak. Die opstanding, liewe broer en suster, verseker jou en my van God se vergifnis. Maar liewe broer en suster, liewe vriend en vriendin, ek en jy het meer as net vergifnis nodig vir die dinge van ons verlede. Ons het ook krag vir vandag nodig. En dis wat die opstanding in die tweede plek doen, is dat die opstanding verseker ons van God se krag. Is God werklik in staat om menslike geaardheid en natuur te verander? Kan God dit regtig doen? Kan hy werklik 'n mens se hart verander van selfsugtigheid en selfgerigtheid na onselfsugtigheid en om ruimte vir ander mense te maak in jou lewe? Is dit moontlik dat slegte mense verander kan word in mense wat omgee en medelee het? Sou dit nie wonderlik gewees het, liewe broer en suster, indien dit moontlik was nie? Die opstanding sê vanoggend vir ons, dit is moontlik. Dit is moontlik. God het die krag om menslike natuur en mense te verander. God het die krag om jou en my te verander, om al meer en meer die beeld van ons Here Jesus Christus hier op aarde deelagtig en gelykvormig te word. En dit is seker een van die grootste wonders wat daar kan wees op aarde, 'n lewe wat getransformeer word. En juis dit is Paulus se gebed vir die gelowiges in Efese, dat hulle hierdie ongelooflike, onmoontlike sal raak sien en besef, dis moontlik. En hy skryf daar in Efesiërs 1 vers 18 en 19, hy sê, ek bid dat God julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet. Wat moet hulle weet? Hy sê, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Wat sê Paulus vir ons hier in Efesiërs 1 vers 18 en 19? Hy sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, en dieselfde krag wat Jesus laat opvaar het na die hemel om aan God se regterhand te gaan sit, daardie selfde krag is vandag nog aan die werk in mense se lewens wat God toelaat om in hulle harte en lewens te werk. Hoor jy wat sê Paulus hier? Dieselfde krag wat by die opstanding van Jesus en by die hemelvaart ter sprake was, is vandag in jou en my hart as gelowige aan die werk om ons lewens te transformeer. En daardie krag word vir ons op 'n baie mooi Griekse woord beskryf. Dis dynamos krag. Dynamos. Dis waar ons woord dynamiet vandaan kom. Dis krag, liewe broer en suster. Dis power.
Die effek van hierdie dinamiskrag is alles veranderend. Want God kan jou en my laat opstaan van 'n hopelose lewe na 'n lewe vol hoop en krag. Hy kan ons lewe van eensaamheid laat opstaan na 'n diep persoonlike kommunikasie en verhouding met God. Die Heidelbergse Katekismus vra en antwoord vraag 45 by Sondag 17 vra die vraag: watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan klink daar 'n tweede antwoord na vore, sê vir ons tweedens, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ons word deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En in hierdie woorde, liewe broer en suster, lê daar vir jou en vir my 'n waarskuwing opgesluit. En dit is die gevaar dat ons die opstanding gewoon maar net as iets doodsgewoon sien. Dat ons nie verwonderd staan daaroor nie, meer nog, dat ons ook die krag waarmee God in ons werk en in ons lewens teenwoordig is, dat ons daardie krag kan verminder tot amper niks. Die krag waarmee God in ons harte en binneste werk, liewe broer en suster, hou meer in as bloot maar net om 'n nuwe blaadjie in jou lewe om te slaan of meer godsdienstig te raak of oppervlakkige veranderinge in jou lewe aan te bring. Nee, die krag waarmee God in jou en my werk, daardie dinamiskrag, maak jou en my radikaal nuut. Jy is 'n nuwe skepping met nuwe waardes en nuwe maatstawwe, nuwe oë, nuwe ore, nuwe perspektief, nuwe optrede. En hoor hoe kragtig beskryf Paulus dit vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 17 as hy sê ons, nou praat hy van gelowiges hier. Hy sê gelowiges beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Liewe broer en suster, die opstanding verseker ons ook van God se krag, wat tot in hierdie oggenduur in jou en my lewe aan die werk is, om ons lewe te bekragtig, te vernuwe en te transformeer tot God se eer. Nie net verseker die opstanding, liewe broer en suster, ons van vergifnis en van krag nie, maar die opstanding verseker ons ook van God se oorwinning aan die einde van tyd. En dis die derde versekering wat uit die opstanding na ons klink. En dit is dat die opstanding verseker ons van God se totale oorwinning. Een van die dinge wat verskillende gelowe en filosofieë hier op aarde onderskei en skei is die vraag: is daar 'n toekoms? Is daar 'n ewigheid? Is daar lewe na die dood? Nou sommige van die wêreldgodsdienste glo dat ek en jy eintlik maar net soos 'n kers is wat by geleentheid doodgeblaas word en dis die einde. Alles gaan tot niet. Al die wysheid, al die werk op aarde kom tot niks. Ander gelowe of filosofieë dink weer dat die lewe hier op aarde is baie meer die van 'n sirkel wat homself weer en weer herhaal. Veral in die New Age beweging kry jy hierdie denke dat alles maar eintlik op 'n manier maar net weer en weer gebeur, dat jy maar weer begin lewe en dat die sirkel maar net weer homself herhaal. Christene aan die ander kant is daarvan oortuig dat Christus opgestaan het uit die dood en dat Christus die toekoms vashou. Inteendeel, hy is die toekoms. En Christene hou ook daaraan vas dat hy ook in die toekoms sal terugkom om ons te kom haal. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, skryf Paulus hier in 1 Korintiërs 15, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En daarom herinner die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 45 by Sondag 17 vir ons aan die volgende. Hy sê, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Derde antwoord klink na vore. Derdens is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Die opstanding van Christus is vir ons 'n betroubare waarborg van ons eie salige opstanding. Hoe kan ek dit vanoggend vir jou verduidelik? Ek wil dit vir jou verduidelik aan die hand van die volgende. Liewe vriend, vriendin, liewe vriend en broer en suster.
Christus se tweede koms, sy wederkoms, sal nie in nederigheid wees soos sy eerste koms nie. Hoor mooi wat ek sê. Christus se tweede koms sal nie in nederigheid wees soos sy eerste koms nie. Ons weet dat die Here Jesus Christus het in sy eerste koms het hy gekom as verlosser, as 'n dienskneg, as 'n lam. Maar ons weet ook, en ons hou daaraan vas, dat sy tweede koms kom hy as die koning regter. En liewe broer en suster, hierdie tweede koms sal met enorme krag en onbeskryflike majesteit plaasvind. Dit sal in mag en in glorie wees wat ons Here Jesus Christus verskyn. Dit sal verby ons wildste drome en verbeelding wees. Dit sal geskiedenis wees wat hierdie geskiedenis wat aan jou en my bekend is, totaal en al sal verander. En die effek van die sondeval word dan finaal gebreek en die volmaaktheid van God se koninkryk word dan aan almal gewys. Hy sal die dooies weer opwek. Die heelal sal herstel word met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Geregtigheid en vrede sal dan oral heers en elke mens sal 'n nuwe liggaam ontvang wat in Christus gesterf het. Alles sal nuut gemaak word. Dalk wanneer jy hierdie goed hoor, kan jy by jouself dink, is dit nie so 'n bietjie wishful thinking nie? Is daar enige bewyse dat hierdie nie maar net 'n ou stukkie hoop is op ietsie om aan vas te hou om vir ons beter te laat voel in 'n donker wêreld met al sy harde realiteite nie? Is daar enige bewyse dat die toekoms anders sal wees en sal uitsien as dit wat ons hier en nou beleef en ervaar? Wil ek vanoggend vir jou sê, liewe broer en suster, liewe vriend en vriend, daar is 'n bewys. En die bewys is die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dis die waarborg dat ons liggame opgewek sal word en alles hier sal verander. Laat ek dit vir jou anders stel. Jesus se opstanding is die begin van 'n nuwe skepping van God. En die opstanding is die belofte dat die res van die wêreld, ook ek en jy wat in geloof in Christus gesterf het en hier op aarde lewe, dat ons eendag getransformeer sal word. Ek wil sluit. Watter nut het die gebeure van 2000 jaar gelede op 'n Sondagoggend by 'n leë graf in Jerusalem vir jou en vir my? Wat beteken dit vandag vir jou en vir my wat hier in 2021 staan? Wat beteken dit vir die wêreld dat die Here Jesus Christus opgestaan het? Die opstanding, liewe broer en suster, van die Here Jesus wil vir jou en vir my die versekering gee dat daar is vergifnis by God. Dat ons God kan vertrou om met ons verlede klaar te maak. Die opstanding van die Here Jesus Christus wil vir jou en vir my in die tweede plek 'n versekering gee dat God met sy opstandingskrag vandag in jou en my lewe teenwoordig is en aan die werk is en vir ons dra en versorg. Maar die opstanding van die Here Jesus wil ook vir jou en vir my die versekering gee dat die finale oorwinning aan Jesus Christus behoort en dat hy weer kom. Dat ek en jy hoopvol die toekoms kan instap en die toekoms tegemoet kan gaan. Daarom behoort ons die woorde van Petrus te ego, soos wat hy dit skryf in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Hy het daar geskryf aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. 'n Ongelooflike troostboodskap. Wat sê Petrus hier? Hy sê die volgende. Hy sê kinders van God, mense soos ek en jy, het regtig hoop. Ons het die ware hoop, omdat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Sonder die opstanding is ons niks. Kom dan bid ek saam met jou. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons die voorreg het om vanoggend in U teenwoordigheid te kan staan. En dat ons mag weet dat dit bewerk is deur die sterwe van ons Here Jesus Christus.
Maar dankie dat ons ook mag weet dat U die lewende God is. En dankie dat ons mag weet dat ons verlosser lewe, want U het hom opgewek. En ons eer U Vader vir daardie oggenduur toe U in daardie graf ingegaan het van ons Here Jesus Christus en hom opgewek het, hom laat opstaan het uit die dood, hom uit die dood gebring het om nooit weer te sterwe nie. En dis die troos en die hoop waarmee ons ook lewe, waarmee ons na die toekoms kyk, Here, waarmee ons na ons eie verlede kyk, maar ook die troos en die hoop waarmee ons ook vandag lewe, dat U die Here God is wat met daardie krag ook in ons lewe aan die werk is, om juis vandag vir ons te troos, te help, te versorg, maar ook te gebruik, om vir U naam en vir U koninkryk hier op aarde 'n verskil te maak. Dankie vir die kruis, dankie vir die opstanding. Jesus, ons eer U as die lam van God, maar ons eer U ook as die leeu van Juda, die lewende Here, die Kyrios, tot in ewigheid. Ons sien uit na daardie dag wat U terugkeer op die wolke, en kan ons maar net weer vanoggend sug, mag dit gou wees. Dankie dat ons dit kan bid en kan vra, in Jesus Christus se naam. Amen. Dis 'n voorreg om jou ook hier so in die hoogtepunt van ons kerklike jaar, Paasnaweek, Opstandingssondag, ook vandag te kan groet en vir jou ook te kan seën. En mag jy weet dat die genade van ons Here Jesus Christus is vir jou genoeg. Mag jy ook weet dat God se liefde vir jou geen einde ken nie. En mag jy weet dat hy op 'n baie besondere manier by jou en in jou is, deur sy Gees. Mag jy die seën van die Here beleef en ervaar tot in alle ewigheid. Amen.